bemoediging sal wees, 'n woord sal wees, wat mense opbou. Here, en ons sien uit na die werking van die Gees, van u hand, Vader, van genesing, en u hand, Koning Jesus, van oorwinning vanmôre, in die naam van Jesus. En die kerk van die Here sê amen. Gee die Here 'n lieflike lofoffer vanmôre. Halleluja. Want aan hom behoort die koninkryk, die almag en die majesteit. In Jesus naam. Amen en amen vanmôre. U mag u sitplekke neem. Het is lekker om die Here te dien. Prys die Here. Ek het vir 'n oomblik gedink, ons gaan nie woord doen vanmôre nie. En ek was reg daarvoor. Ek het teruggestaan na die Here werk. Einde van die dag is dit hy wat die werk doen, nie ek nie. Halleluja. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar vir elke genesingswerk vanmôre. En oorwinning. As jy nou ooit my iets wil gee, nee. Geef vir my 'n stiekertjie wat ek elke môre op my spieël moet plak om te sê onthou jou bril. Want hierdie pastor vergeet sy bril. En weet jy wat, hy is eintlik in die kar, né? Ek het hom net nie aangesit nie, want dit het gereën. Dat ek vanmôre hier kom staan. Of jy kan vir my wipers koop. Dat ek op my bril kan sit. Halleluja. Ek is bly om vanmôre die woord van God met jou kan deel. Dit is 'n lekker. O nee, is okay. Ek is my voorreg om vanmôre by u te kan kom gesels en die Here het 'n lieflike woord vanmôre, maar ek wil hê jy moet vanmôre net so 'n bietjie jou eie ek, net so 'n bietjie daar op die seat langs jou sit. As jou vrou nou langs jou sit, sit hom maar langs jou vrou, né? En as jou man langs jou sit, hom maar langs jou man. En dan wil ek hê jy moet vanmôre jou sien. Ek wil hê jy moet vanmôre jou sien, soos wat die Here jou sal sien. So ek moet sê ek eintlik vanmôre gemeente haal 'n bietjie die gemasker af. Laat die Here jou sien vanmôre. Moenie skaam wees nie. Niemand gaan sien hoe jy lyk nie. Net die Here gaan. Maar vanmôre se woord gaan oor 'n topik waar ek al baie woord gebring het. Maar die betekenis van hierdie topik vanmôre het 'n splinter nuwe betekenis gekry in my hart. En daarom bid ek nog die hele tyd vanmôre se woord, moet nie 'n woord wees wat jou kom bang maak of seer maak. Vanmôre 'n woord is jou kom bemoedig. En vanmôre se woord is van jonk en oud. Jy kan al die ouderdomme kan vanmôre baat uit hierdie woord uit. Nou ek is nie oud nie. Die Here sê ek word net mooier soos wat ek ouer word. Nee. En almal van julle word net mooier soos wat julle ouer word. Halleluja. Ek doen dit uit respek, want hulle sê 'n vrou gee nie ouderdom weg nie. Halleluja. Blaai saam met my na Psalm 103 vers 1 tot 8 en vers 11 en 12. Ek kom praat vanmôre met jou oor 'n gedagte van hoe berei ons voor vir die oes van vergifnis. Nou, ek het gesien nou dat ek so oor die gehoor kyk, toe gaan daar 'n paar vraagtekens aan. Dis okay, ek gaan jou verduidelik. Daar is nie net meer vergifnis vir die een of net vir die ander nie. Kerk, hoe berei jy voor vanmôre vir die oes van vergifnis? Nou, ons sit vanmôre met 'n boer hier in die kerk. En ek wil vanmôre sê, hierdie oes is nie 'n oes wat 9 maande later of 6 maande later of 'n hele siklus van 'n jaar gaan verloop nie. Dit beteken, hoe vinnig aanvaar jy die vergifnis wat die Here vir jou gee? Die oes wat ons hierna verwys,
is 'n oes van vergifnis wat plaasvind die oomblik wanneer jy sê, Here, ek kan nie meer nie, help my. So wanneer jou lewe voel soos 'n stukkie papier. Nee? Soos my vlees wat nou 'n bed begeer en ek begeer net die Here. Halleluja. Prys die Here. Daai is net 'n grapie, hoor? Maar kom ons lees die woord van die Here en dan gaan jy verstaan. Psalm 103, vers 1 tot 8 en dan vers 11 tot 12 sê die volgende. Psalm van Dawid: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. So wanneer jou siel die Here loof op hierdie oomblik, gaan jou vlees stukkie vir stukkie volg om die Here se naam groot te maak. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Amen. Dawid is ernstig in hierdie psalm. Moenie die werking van God vergeet nie. Onthou wat hy vir jou doen. Dan kom vers 3, hy sê, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, as jy dit vanoggend beleef, wat jou lewe verlos van die verderf, en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Hartighede is die vermeervoud. Wat jou siel versadig met die goeie. Come on, church. Sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. O, prys die Here. Wanneer jou lewe soos 'n stuk papier voel, kom die Here en hy sê hy gee geregtigheid. Hy wat aan Moses sy weë bekend gemaak het, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En dan sê vers 11 en 12, hy sê, wag, is by verkeerde psalm, dan gaan ons. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En die Here seën sy geleesde woord vanmôre. Die oomblik wanneer jy die Here innooi in omstandigheid, en hoor mooi, ek gebruik vanmôre die enkelvoud. Die oomblik wanneer jy die Here innooi in omstandigheid, ekskuus, in jou manier van optrede, in jou manier van handel, in jou manier van oorwinning neem, in jou manier van hom aanroep, in jou manier van oorgee, so vinnig kom die Here en hy verander sake. Daarom, hoe berei ons voor vanmôre vir die oes van vergifnis? Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het nie jare, dae, ure, minute, sekondes nodig om te werk nie. Hy kan so maak. Hy kan so maak in jou lewe kan totaal vernuwe wees. Hy wil dit nou vir jou voorsien. Hy wil nou vir jou die deur oopmaak. Hy wil nou vir jou deurbraak gee. Hy wil nou vir jou die wonderwerk doen. Amen. The Lord just doesn't need many days to do something. He needs your willingness and your faith to complete the task. Daarom begin Dawid die psalm met die volgende. 'n Psalm van Dawid: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Beteken, moenie jou God vergeet vanmôre, wanneer jy in die goeie omstandighede en in die slegte omstandighede is nie. Moet hom nie vergeet nie. Nou as jy kyk vanmôre na loof die Here, o my siel, in die konteks van hoe dit hier gebruik word, en jy kyk hoe hulle dit so opsom, beteken dit to bless God as an act of adoration.
waar adoration die volgende beteken: respect, reverence, strong admiration and love for a certain person, place or thing. The term comes from the Latin adoratio, meaning to give homage and or worship to someone or something. Wanneer jy vanmôre sê loof die Here o my siel, praat dit vanmôre van 'n loof en seën wat in aksie van aanbidding toegegee word aan jou God. Want jy erken wie is jou God vanmôre. Jy erken wie gee vir jou die oes van vergifnis vanmôre. Dis vanmôre 'n voorsiening wat nie jy of ek kan bepaal nie. Maar ons probeer. Because we want to play Jesus. We want to be Jesus. Here, net hierdie bietjie is genoeg vir my. Dan voel ek goed. Maar wanneer die family poppos stryk, Here, wat nou? Nee, jy het gesê die bietjie is genoeg vir jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, die woorde loof die Here o my siel, praat vanmôre van respek aan jou Vader, die Seun en die Heilige Gees vanmôre. Dit praat van respek vir die heilige naam vanmôre. Dit praat van respek wanneer jy hom aanbid en nie vergeet dat hy die drie-enige God is nie. Dawid berei voor deur te erken dat die Here die enigste een was wat kon red en red vanmôre. En daarom gaan hy aan in die Psalm. As jy mooi gaan kyk, is dit 'n gebed wat Dawid gebid het, wat hom sterkte gegee het. Hy gaan aan in die Psalm, hy sê, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van verderf, en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Hoekom gaan Dawid oor na daardie stelle? Want Dawid besef, hy's weer eens net stof en been. Sy liggaam is net stof en been. As daai been vrot, is dit net vol stof. Wanneer jy veras word, is dit net vol as. En Dawid besef, Here, maar eintlik, ek is 'n bekende en 'n gesiende mens in die koninkryk. Op daai oomblik op aarde. Maar eintlik is ek niks. Hoeveel keer moet ons as kinders van die Here nie daar kom om te sê ons is niks? Wanneer werk die vergifnis die beste? Wanneer jy as kind van God die swakste is. Dis wanneer jy van die troon afklim en die Here toelaat om sy eie troon in te neem. Amen. Dis wanneer ons die vergifnis, die sterkste sien in ons lewe gebeur. Maar wanneer jy die oes van vergifnis ontvang, dan is dit nie net meer vergifnis nie. Dis vele meer. Hy besef dat hy het te doen met 'n God wat ver bo sy verbeelding en wese is. Hy het te doen met 'n koning en 'n seun wat ver beter en hoër is as wat hy kon dink. Hy het te doen met 'n Heilige Gees wat in die hart inspreek en oorreed van wat reg en verkeerd is vanmôre. Natuurlik in daai tyd was dit die Ou Testament. Ons sien nie sommer die Gees se werke nie, maar vanmôre om ons daar van toepassing is die Gees wat ons oorreed vanmôre. Wat al jou ongeregtighede vergewe. As jy kyk na die woord ongeregtighede, praat die Grieks van avon, wat beteken straf, blitante boosheid, onheil en sonde self. Ongeregtighede is nie net 'n klein woord nie. Dit praat vanmôre van straf, van boosheid, van onheil en sonde self.
Voor die oes van vergifnis kan deel word en lewe in vorm van ons lewe en ons verlos word, moet ons vrygemaak word van alle straf, alle boosheid, alle onheil en alle sonde. Daar gaan nie verandering wees as jy dit nie. Dat gaan nie. Jesaja 33 vers 20 tot 24 sê: Aanskou Sion, die stad van ons vleeslike samekoms, feestelike samekoms. Jou oë sal Jerusalem sien as 'n veilige woonplek. En ek wil hê jy moet hierdie hoor vanmôre, vat dit as jou eie. Maak jou ore attent vanmôre. Ek weet dit is warm, ek kan sien dis warm. Wil jy ons met die fans aansit? Sien nog oké? Maak asseblief vir my net 'n paar vensters oop, as jy nie omgee nie. Aanskou Sion, die stad van feestelike samekoms. Jou oë sal Jerusalem sien as 'n veilige woonplek en as tent wat nie wegtrek nie. Wat beteken jy sal vesting hê in Jerusalem, waarvan die penne nooit meer uitgeruk sal word nie en geen een van sy toue ooit losgeskeur sal word nie. Ek wil vanmôre vir u sê, die oomblik wanneer jy van jou ongeregtighede vergewe word, word jy vasgepen in die Here. Jy kan nie losgeruk word van sy teenwoordigheid nie. Jy kan nie losgeruk word van sy seëninge nie. Jy kan nie losgeruk word van die oes van vergifnis nie. Maar hoor, hy gaan aan, ek stop nie daar en hy sê, maar daar sal die Here vir ons heerlik wees. Daar sal die Here vir ons heerlik wees. Menende jy moet kom op die punt wanneer jy die oes aanvaar om die heerlikheid van God te beleef. Dit sal 'n plek wees van riviere wees, van breë strome, geen vloot of roeiskepe sal daarop vaar nie. Geen trotse skip sal daaroor gaan nie. Want die Here is ons regter, sê die woord. Die Here is ons aanvoerder. Die Here is ons koning. Hy sal ons verlos. Halleluja. Wat kom sê eintlik vanmôre? Jy sal vryheid hê waar die vyand dit wou verneem. En hoekom sê ek dit vanmôre? Want hoor wat sê vers 23 en 24 van Jesaja 33. Hy sê, jou toue hang slap. Hy praat nie van die gelowige nie, hy praat van die vyand. Hy sê, jou toue hang slap. Hulle hou die voetstuk van hulle mas nie styf nie. Hulle ontplooi nie die banier nie. Dan word die roofbyt verdeel in menigte. Selfs die lammers maak byt. Jy eet van dieselfde oorwinning vanmôre. Wanneer jy die oes van vergifnis neem. En dan kom vers 24. En hoor wat sê hy? Hy sê, geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Prys die Here, ek is nie siek vanmôre nie. Aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe. U sien, kerk van die Here, wanneer jy die oes van vergifnis verkry, is daar skuld wat jou vergewe word. Skuld soos die strawwe, skuld soos die boosheid, soos die onheil en die sonde. Maar wanneer die oes van die Here se vergifnis vir ons soos 'n eendragtigheid word in die gees vanmôre, kan jy vanmôre opstaan in die gees en soos 'n Dawid verklaar dat die vyand jou toue hang slap vanmôre. Jou ankers wat jy wil plaas op my pad is slap vanmôre. Daar is nie ketTINGs betrokke nie. Jou banier het geval vanmôre. Wat doen die pirate ships as hulle mense wil oorheers op die land of op die water? Hulle sit mos die skeleton bone op, maar hy waai mos. Nou jy kan vanmôre vir jou pirate ship sê, jou banier het geval vanmôre. Ek is vry. Ek het die oes van vergifnis verkry. Ek loop 'n pad vanmôre waar jou toue sal slap hang en ek sal jou in jou gesig kyk en sê, jy is vernietig. Amen. Dis nodig. Dis nodig vanmôre. Jou voetstuk hier van die mas is van die mas is onstelbaar.
meaning daar is nie terugdraai plek nie. Jou roeiskepe is verpletter, die vinnige jakkalsies wat die vyand op jou pad plaas. Jou trotse skepe, die groot manne wat hy wil stuur, is kragteloos vanmôre. Weet jy hoe kom sê ek dit? Anders moes ek nie vanmôre hier gestaan het. Hoe baie keer vergeet jy van die krag wat in jou is? En jy kan vanmôre jou vyand verklaar, dat ek kyk, vas in my vesting, Sion, in Sion, want die Here is my regter. Amen. Halleluja. Wat al jou krankhede genees. Kom aan kerk, dit praat van self. As jy kyk na die woord krankhede, verwys dit na die woord takalo in Grieks, wat uit en uit, in hoofletters as ek dit vandag kom skree, pyn beteken. Jou krankhede is niks anders as pyn nie. En waar word pyn van gekoppel? Onvergifnis. Jou oes van vergifnis vanmôre is wat jou pyn genees. Because you got to let go to let God in your life. Amen. Pyn en vergifnis hoort nie in dieselfde hart nie. Dit hoort nie in dieselfde gedagtelyn nie. Genesing van krankhede help jou om die oes van vergifnis te verkry. Hoor wat sê Eksodus 15 vers 25 tot 26. Hy sê, en hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys, prys die Here. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. Gooi jy vanmôre 'n stuk hout in jou water? Hy gaan galbitter wees. En ek sal nie aanraai om dit te drink nie. Maar jy kan dit dalk net doen vanmôre in die geloof en die Here gaan daai water vir jou soet maak. Daar het hy vir hulle die insetting en die verordering vasgestel. So die Here sê, toe hulle dit in die water gooi en die water word soet, toe beproef hy hulle. Toe gee hy vir hulle die verordering en die insette, wanneer hy het vir hulle die reëls, die moets en die moenies gegee. Kan jy sien hoe die Ou Testament 'n sprekende buis is vanmôre vir die nuwe? Want jou gees moet gestig word. Hoe baie van ons mense, ons gelowiges, stagneer. Want hulle kyk die oes van vergifnis mis, en hulle kyk die oes van krankhede met groot oë raak. Die oomblik toe hulle die hout in die water gooi, te word die water soet, is dit nie? Meaning as ek vir Marchant vanmôre hierdie botteltjie water gooi, catch hom, en maak hom op en drink hom. Jy kan hom maar kry ook. Hoe proe dit vir jou? Lekker. Nee, skoon water. Meaning dis wat die Here vanmôre vir jou wil doen. Hy wil nie vanmôre vir jou kom vrot water gee nie. Hy wil nie vanmôre vir jou 'n oes kom gee wat verpletter is deur al die landerye Goggas nie. Hy wil vanmôre vir jou 'n oes kom gee wat vir jou deurbraak gee met skoon water wat soet is. Johannes sê, hy het die boekie geëet in Openbaring en dit was bitter, maar in die maag. Of in, ja, ek ruil dit dalk net om. Maar een was bitter en een was soet soos heuning. Dankie my vrou. Sien, elke agterman is daar 'n wyse vrou. Halleluja. Maar kom ons gaan aan, hy sê, en daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle beproef. Soms wil ons net hoor, ja, dankie Here, dis die reëls, dis hoe ons gaan. Hy kon. Hy het hulle beproef, hy sê en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë,
en luister na die gebooie, of sy gebooie, en as sy insettinge hou, dan sal ek geen een, hoofletter ek, geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie. Halleluja. Waar is jou Egipte land vanmôre? Want ek is die Here wat jou gesond maak. En dit was die Here wat aan die Joan vanmôre gesond gemaak het. Hoekom? Want sy het ag gegee op die stem. Sy het geluister met die oorwinning. Amen. Sy het van die water gedrink wat soet was. Halleluja. Jou hart kan net genees, kind van die Here, wanneer jy hom toelaat. Amen. Maar dit wat jy om jou volstop, is vanmôre of jou opbou of jou val. Amen. En ek is vanmôre eerlik. Ek het 'n lekker pad aan die keel, maar dit stop my nie vanmôre om te preek nie. Amen. Hoekom moet dit jou stop? Halleluja. Prys die Here. Praat ek met iemand vanmôre? Ek like dit as jy luister. Die Here is goed vanmôre. Menende, vergifnis en genesing het vanmôre een ding in definitief in gemeen. En dit is dat ons vanmôre moet vashou aan die belofte wat kom met die oes. Amen. Wat kom met die vergifnis? Dat wanneer jy die Here aanroep nou, sal hy vir jou deurkom. Halleluja. Wie roep hom aan nou? Kan ek jou hande sien? Halleluja. Prys die Here. O, wag, 'n bietjie die wegraap in die plaas gevind. Wie roep die Here aan nou? Kan ek sien die hande? Halleluja. Hy sal vir jou deurkom. Wanneer jy die Here se stem gehoorsaam, sal hy vir jou deurbraak gee. Dat wanneer jy ag gee op wat hy vir jou leer, sal hy vir jou gesond maak. So hou vas vandag aan jou Skepper. Hou vas vandag aan jou Redder. Hou vas vandag aan jou Here, want die oes is joune vanmôre. Halleluja. Die oes is joune. Hoe berei jy voor vir daardie oes? Ai, pastoor, ons is weer terug op daai vraag. Ja, ons is. Want die volgende leerskool begin. Hoe berei ons verder voor op die oes? Kom ons kyk na wat sê vers 4 en 5 van Psalm 103. Hy sê, wat jou lewe verlos van die verderf. Sjoe. Ek gaan nie nou sê wat beteken die verderf. And I was shocked when I got this revelation. Wat jou kroon met die goedertierenheid en barmhartighede. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word, soos die van Arend. Wat jou lewe verlos van die verderf. Jou lewe verlos, beteken jy word losgekoop, of uit die gevaar gered van 'n plek waar jy vasgevang is, om dit in mooier Afrikaans te sit. Anders het ek nou met jou Grieks kom praat, en ek het dan, dit was regtig Griekse woorde, halleluja. Maar ek het jou gespaar, ek leer jou vanmôre Afrikaans. En jou verlos van die verderf beteken vanmôre die graf van vernietiging. Die graf van vernietiging. Die hopeloosheid, die ondergang en die lewensgevaar. So wanneer die Here sê hy kom verlos jou van die verderf, beteken dit kind van God, hy kom haal jou lewe uit die vangnet van die graf van vernietiging vanmôre. Uit die graf van die hopeloosheid. Uit die graf van die ondergang. Uit die graf van jou lewe wat in gevaar is. It's not just he saves you. There's more to the saving as what you think. Halleluja, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. As jy kyk vanmôre na die kroon, beteken dit atar. Wat beteken to encircle you for attack or protection. As jy kyk na goedertierenheid vanmôre, is dit kesed, wat beteken favor. As jy kyk na barmhartighede vanmôre, beteken is die Griekse woord rakam, wat beteken tender love. To encircle you for attack or protection through favor and tender love.
Die liefde van God is nooit verlore in 'n saak waar hy met jou besig is nie. Sy liefde is nooit verlore in 'n saak waar vergifnis vanmôre vir jou 'n deurbraak is nie. Jy is vanmôre in beheer of jy dit gaan toelaat of nie. Maar ek kan nou vir jou sê, as die Here jou wil vat, gaan nie jou toestemming vra nie, hy gaan jou vat. En hy gaan vir jou deurtrek. Halleluja. So wanneer die Here jou vul met die oes vanmôre, dan is dit sy beskerming en sy guns en sy liefde wat jou 'n bietjie kom optel. Wat jou siel versadig met die goeie. Dit beteken vanmôre God jou innerlik vul met dit wat goed is. Toe hy die aarde geskep het, toe sê hy, en dit was goed. Toe hy die mens geskep het, dit was goed. Toe hy die hulp aan die mens geskep het, toe hy die vrou gemaak het, halleluja. Toe sê hy, dit was goed. So dames, julle is goed vanmôre, hoor. Sien net ons manne nie. Halleluja. Maar wanneer hy jou vul vanmôre, is dit sy voorsiening, die liefde, sy tender love en genade wat hy jou kom innerlik mee vul vanmôre. Laat die Here jou vanmôre kom vul met die goed, dit wat goed is. Dit wat ontvanklik is. Laat die Here jou kom vul vanmôre met in areas wat leeg is. Laat die Here vanmôre jou leemtes kom herstel. Want jy wil nie 'n halwe volle kind wees van die Here nie, jy wil 'n volle kind wees van die Here. Want so berei jy voor vir die oes vanmôre. Sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Sjoe. Is jy nou geleer? As jy jou verred, as jy jou deurtrek, en jy kom nuut maak vanmôre. Jesaja 40 vers 28 tot 31 sê, wie wil neerskryf, Jesaja 40 vers 28 tot 31. Weet jy dit nie? Ek wil môre dit uitskree. Weet jy dit nie vanmôre die kerk? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie en daar is geen deurgronding van sy verstand nie. You cannot place God in a box. En sê, nou ken ek die Here nie. Hy gee die vermoeide krag en menigvuldig die sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat. Die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, hoor mooi, hy sê niks van die ouer mense nie. Kan ek 'n amen kry? As hy sê niks van die ouer mense en hy sê die jonges. Nee? Hy sê die jonges word moeg en mat, die jong manne struikel selfs. Hy sê niks van die ouer mense nie. Julle is gesalfdes van die Here vanmôre. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met die vleuels soos die arend, soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. You will never be a failure. God kom maak in jou, deur jou, vir jou, alles nuut vanmôre. Wanneer jy die oes van vergifnis verkry, kan niks meer dieselfde wees nie. Hoekom? Want daar's vernuwing. Maar jy moes deur die hele proses gaan om daai vernuwing te kry. He was busy shaping you. Forming you. Halleluja. 'n Sculpture hou nooit op nie. As ek reg, as die woord sculpture, as hy iets uitskulp, as ek reg? Ja, 'n formeerder, iemand wat iets vorm. Hou nooit op totdat die ding vir hom die perfekste lyk nie. Selfs met die Here, hou nooit op nie. Ek dink die dag wanneer ons met die Here is die dag wanneer die Here gaan sê, nou het ek genoeg gevorm, want jy het dit gemaak. It will never end. Jy kry alles opnuut vanmôre weer, en weer die geleentheid vir verandering. Wat is jou keuse?
As jy vanmôre, as ek vanmôre aan elkeen, en ek weet ek kom, aan elkeen so 'n botteltjie water kom gee en sê drink. En word vernuwe. Want dit is 'n manifestasie van vernuwing. Maar sou jy besef, die Here is nie klaar met jou nie. Amen. Halleluja. Jou Skepper lê nie slap vanmôre nie. En hy vergeet nie. Amen. So word vandag vernuwe in die gees. Laat die Here jou kom herstel. Laat jou kom krag gee. Hy wil jou laat opvaar soos die van Arende. Amen. Maar wat keer hom? Jy en jou eie insig keer hom. Laat gaan. Amen. Gister toe ek sit en ek sluit af vanmôre en ek sit en ek berei voor en die Here sê net vir my kind, my kinders laat gaan nie. Hulle hou vas. En in die vashou vergeet hulle in elk geval wie ek is. En ek sit so agteroor. Snaaks genoeg ek sit by my vrou se naaldwerktafel. Sê kom dit om maar na te dink elke keer as ek so ek kyk oor die naaldwerkmasjien. En ek sit en werk en ek sê Here, maar hoeveel meer moet u kinders dit nog hoor? En herinner my, het ek ooit opgegee op my disippels en vergeet van hulle. Die disippels wat meeste van die Nuwe Testament geskryf het ek ooit opgegee om hulle te leer. Ek sê nee Here, u het nie. Hy sê nou, so moet die herder van die gemeente nooit ophou nie. Amen. So moet die diensknegte van die Here nooit ophou nie. Amen. Want die enigste manier hoe jy jou oes gaan beerwe, is om nooit op te hou nie. Dawid se psalm was uit en uit geskryf om lesers soos ek en jy vanmôre te herinner oor met wie het ons te doen. Het was nie om te brag nie. Het was nie om vir homself te sê ek ken die Here beter nie. Het was om jou te herinner. Jy werk die lewendige God. 'n God wat jou nie sal faal nie. Amen. Jou koning en jou Vader is vanmôre hier om jou te seën. Hy is hier vanmôre om jou lewe te kom omkeer en dit mekaar uit te ruk nie. Nee, daai is die vyand se droom. Hy is vanmôre hier om jou sterk te hou. Want jou pad is klaar uitgelê. Maar ons draai af. Ons noem dit die pitstop verversing. Ons draai af. Ons hou meer van daai boom aan die regterkant as ons hou van die boom van die lewe na voor. Jou lewe moet vandag 'n beeld van vergifnis weerspieël. So ek gaan vanmôre vra. As jy vanmôre nodig het om te vergewe, steek jou hand op. Nie wat oor wie jy sien nie. Steek jou hand op. Kom ons sluit die oë en ons steek ons hande op. Want daar's 'n gebed wat ek vanmôre oor jou wil uitspreek en ek wil dit bid vanmôre en ek wil hê jy moet dit joune maak. Amen. Dankie. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Hierdie gebed is vanmôre vir jou wat jou hand opgesteek het en vir jou wat vanmôre in hierdie banke sit. Kom ons sluit die oë. Here, kom vergewe ons van die straf, van die onheil, van die boosheid en die sonde. Here, kom verlos ons en genees ons van die pyn wat die vyand so lank droom oor ons.
sodat ons deur U oes van vergifnis gered kan word uit die plek waar ons vasgevang is, in die hopeloosheid, die vernietiging, die lewensgevaar en die ondergang, lewensgevaar en ondergang, sodat ons beskerm kan staan, o Heer, om omsingel te wees vir U beskerming deur guns en ware liefde, en gevul kan wees met die innerlike voorsiening van U liefde, genade en geestelike seën, sodat ons weer opnuut voor U kan staan, in gees en in waarheid. Amen en amen. Ek weet nie van U nie, maar ek ervaar daar was oorwinning gewees vanmôre. Menende, Here, dankie dat ek my doel bereik het. Halleluja.